Goeiedag en baie welkom by Sin Maak vandag. Sin Maak waar ons saam sin maak oor dinge wat ons nie regtig van weet of wat ons sukkel om te verstaan oor die skrif en die erediens, lering, byvoorbeeld sakramente en uiteindelik ook die wil van 'n God. So ons het nou in die liturgie se reeks nou al gekyk na die ontmoetingsdiens en die inleiding tot wat die liturgie is. Die volgende deel waarna ons kyk is die verootmoediging en die versoeningsdiens in die liturgie. Nou dit is die tweede deel van die liturgie of die tweede element van die liturgie. In die deel wanneer ons die verootmoediging en die versoeningsdiens doen, dan lees ons daar, dit is in die samekomste van gelowiges, moet ons ook herinner word aan die Here se wil. En die wil van God sien ons baie duidelik dan nou uiteindelik in Exodus 20 ook. Die Sondag-eredienste moet ons ook besef hoe ver ons verlore is, voordat ons kan besef hoe wonderlik die versoening is. En dit is hoe die Heidelbergse Katekismes uitgelees. Dit is die ellende van die mens, die verlossing deur Christus en uiteindelik 'n lewe van dankbaarheid. En die erediens is min of meer dieselfde in die sin van, daar is die ellende van die mens, wanneer ons die verootmoediging en skuldbesef deel ingaan van die erediens, en dan die woorddiens wat later kom, waar ons die versoening hoor, wat daar is tussen ons en God, en dan uiteindelik die antwoorddiens, waar ons dan dankbaar is en reageer, en uitgaan ook in die liturgie van die lewe. Nou, wanneer dit kom by verootmoediging, nou verootmoediging is 'n woord wat vir ons dalk nou nie iets is wat ons so lekker verstaan in vandag se konteks nie, aangesien ons nie noodwendig die hele tyd daarvan praat nie. Maar die verootmoedigingsdeel is regtig 'n omvattende deel waar ons nederig toetree voor die Here as 'n gemeente, voor die heilige God van hemel en aarde. En ons verootmoedig onsself deur aan te hoor wat van God se eise is, die skuldbelydenis van ons as lidmate, maar as gemeente ook. En dan uiteindelik die vryspraak en die afkondiging van die wet wat dan gegee word, waar ons dan versoen word met God. Nou, wanneer ons kyk na die wet, is dit belangrik dat ons sien die wet is in Exodus 20, sowel as in Deuteronomium 5. En dit is nou die 10 gebooie, soos wat ons dit ken. En baie van die lidmate, baie van kerkgangers weet dat dit is die 10 gebooie, en hulle kan dit amper saam met die predikant sê wanneer hy dit lees. So het die Here gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny bevry het. Naas my mag jy geen ander gode hê nie, mag jy vir jou beeld of enige afbeelding maak, ensovoort. So, dis Exodus 20. Nou, Exodus 20 is die oorspronklike gee van die wet, en dan in Deuteronomium 5 word dit herhaal. En nou moet ons ook in gedagte hou, dit is 'n hele generasie later, wat Moses dan die wet nou weer vir die volk gee. So almal wat daar was ten tye van die eerste gee van die wet in Exodus 20, is nie meer lewend nie. Ons het nou ook in gedagte gehou dat hulle vir 40 jaar, 38 jaar en 9 maande het hulle deur die woestyn gereis. En nou is hulle voordat hulle by die beloofde land ingaan. En nou is Moses besig om vir hulle dit weer te gee, en hy sê vir hulle, dit is nie met julle voorvaders geskryf nie, dit is vir julle, wat nou hier is en nou saam leef, waarvoor die wet geskryf is. En dit is waar ons die wet van God dan sien. Soos van die tyd verloop het die liturgie so verander dat verskillende ander plekke in die skrif ook kan dien of toegevoeg word as die wet. Soos byvoorbeeld Efesiërs 4 vers 25 tot 5, Romeine 12 vers 9 tot 21, of selfs dele uit die bergrede. Die saligspreuke is een van die wonderlikste dele om ook te gebruik vir die wet en verootmoedigingsdeel van die erediens. Maar so ook Kolossense 3 vers 5 tot ek dink vers 18. So, ons kan ook ander dele gebruik wat daadwerklik wys en toegepas kan word, waar die Here se eise gegee word deur die woord, die skrif self, byvoorbeeld die liefdesgebod wat daar is in Jakobus 2 vers 10, of 2 vers 10 en dan ook in Korintiërs. Dan kan mens die skrifgedeeltes wat verder gebruik kan word, verootmoediging en die skuldbesef sien as Esdra 9 vers 5 tot 10, of Psalm 32, Psalm 38, selfs Psalm 130. Dan is daar ook Jesaja 59, Jakobus 4,
1 Petrus 1 vers 13 tot 25, maar ook 1 Johannes 1 vers 5 tot 2 vers 5. Die lys gaan nogal redelik aan. By die genadesverkondiging is onder andere die volgende tekste ook wat gebruik kan word. Romeine 5 is 'n pragtige voorbeeld. En ons kan daadwerklik ook 'n waarskuwing hierby sit. En die waarskuwings onder andere is soos Johannes 3 vers 18 en Hebreërs 10 vers 28 en 29. En dit is die essensie van die verootmoedigingsdeel van die diens. Nou, na die verootmoedigingsdeel van die diens is dit baie keer gepas om dan 'n psalm te sing in antwoord op die wet van God. Hierdie psalms kan byvoorbeeld wees soos Psalm 38, straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn steek nie en u wreek nie op my sonde en sonde skuld. Dit is een van die mooier antwoord op die wet wat daar is vir my persoonlik. Maar dan sien ons ook daar is ander psalms, soos wanneer ons kyk na Psalm 6. Dit is 'n psalm wat minder bekend is in die gemeentes. Wil my o Heer nie straf nie, wys my in toorn nie af nie. Sien my genadig aan. Laat in my teëspoede 'n al te strenge roede, my nie met gramskap slaan. Dit is vers 6, Psalm 6, en dan kan ons ook natuurlik iets kry, soos die baie bekende en vuil psalm. Met vuil psalm bedoel ons niks disrespektvol daarteen nie. Dit is net daardie deel van die psalmboek wat nou al vuil gevat is, want ons sing dit so baie. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in die oor. Die lys gaan aan, daarso kan gesing word van Psalm 50, waar ons onsself verootmoedig voor die Here en antwoord op sy wet. Ons kan ook sien met Psalm 119, ook 'n baie bekende een wat gebruik word vir die verootmoediging waar ons antwoord op die wet. Skrifbring 9:3 waar ons getuig van die liefde, en soos ons gesê, dan nou Psalm 38 en 130 wat ook gebruik kan word. Skrifbring 12:2 kan ook byvoorbeeld gebruik word daarvoor, maar die lys gaan aan. En dit is dan nou die verootmoedigingsdeel van die erediens. Ek hoop sover het alles vir ons sin gemaak wanneer ons praat van die erediens en wat die dinamika is van 'n erediens, waar ons die liturgie leer ken. Tot volgende week. Totsiens.